boer met bosbou hierso. Ek het nou onlangs begin om so'n bietjie kool te plant en dan groenmielies. My oupa, my pa het hier geboer, meestal bosbou, en dan het ek 2006 hier oorgeneem. Met die kool en die groenmielies het 'n mens mos nou maar besproeiing nodig. Oor ek nie kraggie het nie, het ek maar verskillende opsies oorweeg. 'n Vriend van my het vir my gesê, man, probeer hierdie kruipspuite, en hy het toe gesê, Irrigation Unlimited, dis die manne om mee te gaan. Bel vir Toby daar, aangename man, hy gaan jou help, hy gaan jou die regte advies gee en die regte masjien vir jou voorstel. Ek het toe vir Toby gebel om verduidelik wat ek probeer doen, wat ek graag wil doen, en hy het toe gesê, man, hy dink die R11 is die perfekte oplossing. Dis nie een groot oppervlakte nie, dis 'n 5 hektar hier, en 'n 10 hektar daar, en 'n 3 hektar daar, en 'n 2 hektar hierso. Toby, hy het dan die nodige papierwerk vir my gedoen, aflewering was flink. Ek pomp nie die water nie, alles is gravitasie. Ek het Toby gevra, hoe gaan ons daar maak? Hy het vir my 'n hydraulic valve of hydraulic kraan ingebou, wat dan sodra die okmis op sy punt kom, sny hy dan die watertoevoer af en die dan gaan staan, en daai was ook baie flink, baie netjies se werk wat hy gedoen het. Aflewering baie goed, verduideliking hoe die masjien werk. So, dit was 'n aangename ervaring met hulle besigheid te doen. Wat die okmis so lekker maak, jy hoef nie eens 'n trekker te kry om hom uit te trek nie, jy kan hom sommer met jou bakkie haak, trek hom uit tot waar jy wil hê, sit die water aan, en baie eenvoudig om te gebruik. Alles is meganies, so daar's nie goeders wat, jy stel sy spoed op af, hoeveel water jy wil gee, hy rol op, hy sit dadelik af, binne 'n paar sekondes sit hy af, jy kan hom omswaai, jy kan hom haak met jou bakkie, jy sleep hom na die volgende plek toe, wat dit vir my baie maklik maak hierso, oor ek nou klein lappies, 1 hektar hier, 2 hektar daar, soos ek gesê het, besproei. So nee, dit is regtig 'n user-friendly masjien. Ek pomp die water met 'n wateraangedrewe turbine op na die berg toe, en dan het ek gravitasie af, en ek sit dan met 8 bar druk hier onder, wat die besproeiing baie gemaklik en redelik goedkoop maak, alhoewel die turbine 'n bietjie onderhoud het, maar mense het dan ten minste nie 'n kragrekening nie. Een van my bekommernisse met die spuite, met die navraag, was oor dat jy 'n kanonspuit het, dat sy druppels bietjie groot is. As jy nou klein koolaanplantings doen, dat as die klein plantjies kry dan seer, maar met die druk, as jy 5 bar plus druk het, baie goed, hy val so sagte reën, baie effektief, hy spuit 60 meter wyd, en ek het hom nou 50 gestel, 25 vir die windfaktor, en baie effektief, en soos ek sê, die druppels val sag en eweredig, en die klein plantjies wat dieselfde dag geplant is, kry niks seer van die water wat op hulle val nie. Die okmis, ek is baie gelukkig met hom. Ek sal hom met enigiemand wat 'n bietjie besproeiing wil doen, of jy kan 'n groot besproeiing doen, jy kry groot masjiene van hierdie R11, as ek dit reg het, kan 20 hektar 'n week besproei, so dit is regtig 'n ding wat 'n mens kan aanbeveel. Hy is wel nog nie my masjien, maar onderhoudskostes, ek het baie navraag gedoen, is laag op die ding, en ja, nee, ek is baie gelukkig.